Ons wotum vanoggend 1 Petrus 1 vers 3 wat sê, nou het ons regtig hoop, omdat Jesus Christus uit die doodheid opgestaan het. En mag hierdie hoop, hierdie sekerheid ons ook elke dag troos en vrede gee. Dit is my voorreg om julle te groet, vir julle te kan sê genade en vrede vir julle. Van God ons Vader, van ons Here Jesus Christus, deur die krag van die Heilige Gees. Amen. Op 22, daar lees ons vanaf vers 1 tot 14 en ons tema vanoggend is as God baie vra. Nou voor ons by die skriflesing gaan kom, hier is 'n prentjie van 'n paal wat in die see staan, baie duidelik, hy het nou al 'n bietjie meer roes op as wat hy behoort te gehad het, maar ons ken die Afrikaanse uitdrukking soos 'n paal bo water. Nou wat dit beteken, is dat iets baie duidelik sigbaar is, dat dit bo alles uitstaan, dat dit onmiskenbaar is. Dus ons vanoggend 'n paar feite met mekaar moet deel oor iets wat soos 'n paal bo water uitstaan, dan weet ons, Suid-Afrika is 'n interessante land. Elke dag iets anders. Maar ons gaan nie vanoggend oor die land praat nie, ons praat oor God en sy effek in ons lewens. Die eerste ding wat ons oor God kan sê, wat soos 'n paal bo water uitstaan, is dat God 'n God is wat sorg. Die hele Bybel vertel af ons van God wat skep, God wat na Adam en Eva kyk, en selfs wanneer hulle droog maak, dan gee hy vir hulle klere. As hy hulle uitjaag uit die paradys uit, dan beskerm hy hulle nog steeds, hou hy hulle veilig. God is 'n God wat sorg vir Abraham, vir Noag, vir Israel, wat sorg vir ons. George Miller was 'n kinderhuishoof en hy het altyd gesê, hy sê, dis die Afrikaanse uitdrukking sê, ons leef van die hand na die mond. Ons leef van God se hand na ons mond. God is die God wat sorg en voorsien vir ons as mense. As ons sommer net dink aan die verhaal van Lazarus, God wat, Jesus wat 'n bietjie laat opdaag in mense se oë, betyds in God se oë. Wat vir Martha en Maria hulle broer Lazarus weer teruggee. Dan wat ook soos 'n paal bo water uitstaan is, dat dit vir ons as mense baie keer makliker is om te glo as dit goed gaan. Wanneer dit sleg gaan, dan begin ons baie keer wonder en begin twyfel in ons harte, karring oor, is God regtig daar? Veral as die lewe nie gaan soos ons wil hê nie. Dit is maklik om te glo as dit goed gaan met ons lewe. Maar dan weet ons ook, die lewe is nie altyd maklik nie. As dominees weet ons kon vir mense sê, dit sal net altyd goed gaan, maar daar's op en af. En as ons die Bybel gaan lees, die Bybelverhale van die karakters, dan het almal van hulle maar op en af beleef. Goeie tye en slegte tye. Ons staan nou stil hierdie laaste paar Sondae by Abraham se verhaal, en hy het wonderlike tye beleef en hy het slegte tye beleef. God se seën en sy beloftes, en dit vat lank, en hy kom in 'n nuwe land, en dan gaan alles ook nie so goed daar soos hy noodwendig wou gehad het nie. Maar dan staan dit soos 'n paal bo water uit, dat God God is, en dat ons in Jesus Christus leer van God se genade, God se liefde, God se omgee vir mense. Dat God die God is wat sy beloftes hou, dat God die God is wat sorg en luister na sy kinders se gebede, dat God die God is wat teenwoordig is in mense se lewens. Daarom sê Paulus, Filippense 4 vers 6, moet oor niks besorg wees nie. Maak alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. Arthur Rank het vertel, hy sê hy het altyd sy bekommernisse in die begin van 'n week, hier Sondag en Maandag, as jy nou begin bekommerd oor wat jy moet doen, het hy alles wat hy oor bekommerd is geskryf op 'n papier, en dan het hy die papier in 'n boks gesit, en hy het hierdie boks eers Woensdagoggend oopgemaak. En hy sê, dan was die interessante ding, op 'n Woensdagoggend was baie van hierdie goed waaroor hy bekommerd was, eintlik al verby en nie meer belangrik nie. Ons moet leer om op God te vertrou. En vanoggend gaan ons stilstaan by hierdie tema, wat is God uiteindelik baie van ons vra. Ons gaan lees wat Abraham gedoen het, toe God baie van hom gevra het, hoe hy dit ook oorleef het in sy lewe. Nou sommer so in 'n ligte lyn, hier so 'n tekenprentjie van Abraham en Isak. Isak wat by sy pa kom en sê, pa, hier is al die hout vir die offer. En sy pa sê, nee, groovy, dis goed.
En dan sê Isak, pa, hier is 'n dolk vir die dier wat ons moet offer. En sy pa sê, nee, dis goed, gee hier. En sy pa voel of hy lekker skerp is. En dan begin Isak soos 'n goeie tiener wonder, waar is die wat ons moet offer? En Abraham antwoord baie mooi, God will provide Isaac. En dis nou belangrik om ons skool toe gaan. Isak het ook opgelet in die skool, en dan vra hy vir Abraham, did you say God will provide, Isaac? Or did you say God will provide Isaac? I ain't budging anywhere until you put a comma in that sentence. As ons die komma op die regte punt plaas, dan verander dit nogal die perspektief op die storie. Nou ons almal ken die storie. So, ek dink Isak het gehoop vir die tweede een. Hy het die eerste een beleef en toe uiteindelik die tweede een ook. So as jy ooit skryf en praat, sit die kommas op die regte plek. Genesis 22 vanaf vers 1 gaan ons saam lees. Hemelse Vader, as ons vanoggend saam is, dan sê ons dankie dat ons rondom die woord kan stil word. Dankie dat ons as 'n gemeente kan luister na wat U vir ons sê. Maak ons ore en ons harte oop. Here, dat ons hoor. Klomp goed kan ons pla, kommer, vrees, ja, selfs opgewondenheid. Wonder oor wat die week gaan gebeur, wonder oor die bazaar, bly daaroor, sommer net oor 'n klomp goed. Maar mag ons nou, in hierdie oomblik U hoor, U nabyheid beleef. Here, maar nie net hier in die kerk, ook as ons uitgaan, as ons saam gaan in die wêreld, waar ons elke dag lewe. Spreek, Here, U kinders luister. Amen. Na verloop van tyd het God vir Abraham op die proef gestel. Abraham, het hy vir hom gesê, en Abraham het geantwoord, hier is ek. Toe sê God, neem jou seun Isak, jou enigste, wat jy lief het, gaan na die gebied van Moria, en offer hom daar as 'n brandoffer op een van die berge wat ek jou sal wys. Abraham het vroeg die oggend sy donkie opgesaal, 2 van sy dienaars met hom saamgeneem, en ook sy seun Isak. Hy het die hout vir die brandoffer gekloof, gereed gemaak, en vertrek na die plek waaroor God met hom gepraat het. En op die 3de dag het Abraham opgekyk, en in die verte die plek gesien. Toe sê Abraham vir sy dienaars, bly julle hier met die donkie, ek en die seun wil daarheen gaan, ons wil aanbid, en sal dan na julle toe terugkom. Abraham het die hout vir die brandoffer geneem, en het op sy seun Isak se skouer gesit. Hy het die kole vuur en die mes gevat, en so het hulle 2 saamgeloop. Isak sê toe vir Abraham, Vader, ja my seun, vra hy, hier is kole en vuur en die hout, maar waar is die lam vir die brandoffer? Abraham het geantwoord, God sal vir homself die lam vir die brandoffer voorsien, my seun. En so het hulle 2 saamgeloop. En toe hulle aankom by die plek wat God vir hom gewys het, het Abraham daar 'n altaar gebou en die hout reggemaak. En hy sy seun Isak vasgebind en hom op die altaar neergelê bo op die hout. Toe steek Abraham sy hand uit met die mes om sy seun te slag. Maar die engel van die Here het na hom uit die hemel geroep en gesê, Abraham, Abraham. Hy het geantwoord, hier is ek. Moenie jou hand na jou seun uitsteek nie. Moenie enigiets aan hom doen nie, want nou weet ek dat jy vir God ontzag het. Jy het nie jou seun, jou enigste, van my teruggehou. Toe Abraham opkyk, sien hy daar 'n enkele ram wat aan sy horings vasgevang is in 'n bos. Abraham gaan toe en hy neem die ram. Hy het vir hom as 'n brandoffer gebring in die plek van sy seun. En Abraham het daardie plek genoem, die Here voorsien, sodat vandag nog gesê word, op die berg van die Here sal voorsien word. As God baie van ons vra. Hierdie is nou letterlik eintlik maar 'n bloedstollende storie. Ek dink veral as jy Isak was, maar selfs ook vir Abraham. 'n Ongelooflike vraag wat God vir hom vra, gaan offer jou seun. En dan ken ons die vooraf verhaal. Abraham wat baie oud was, 100 jaar oud toe Isak eers gebore is. Net voor Isak het hy probeer om 'n plan te maak met Ismael, en dit het maar 'n groot klomp spanning en ongelukkigheid veroorsaak. En nou vra God dat hy sy seun moet gaan offer. Dit is ongelooflik dat Abraham dit doen. Dat Abraham vertrou dat God
gaan voorsien. Daai wat hy vir Isak sê, die Here sal self 'n lam voorsien, al kan Abraham nie sien dat dit gebeur nie. As mens sou hy nie kon sien dat iets soos wonderlik sou plaasvind. Klein dogtertjie reis vir die eerste keer saam met ma en pa, en hulle ry op 'n stadium deur 'n tonnel, en toe dit so skielik donker word om die kar, is hy verskriklik bang. En haar ma sê vir haar, kyk net 'n bietjie agtertoe, sien jy daar's nog lig? En sy sê, ja, ek sien dit. En haar ma sê, as jy nou voor by die vooruit uitkyk, sien jy daar voor is weer so klein kolletjie lig? En sy sê, ja, ek sien dit. En haar ma sê, onthou, weerskante van 'n donker tonnel is al lig. En die dogtertjie is toe so 'n bietjie rustiger. En die volgende dag vra haar ma vir haar, wat was nou die wonderlikste van die vorige dag se ry in die kar? En die dogtertjie sê, ek het geleer om nie bang te wees vir 'n tonnel nie. Abraham het tot daai stadium 'n hele klomp tonnels in sy lewe beleef. En iewers het hy langs die pad geleer om nie bang te wees nie. Aan die ander kant dink ek, dalk was Abraham bang en het hy regtig net gehoop dat God daar is. Augustine sê, vertrou die verlede aan God se genade toe. Vertrou die Here toe aan God se liefde. Vertrou die toekoms toe aan God se voorsienigheid. Die Jode het rondom Abraham se verhaal, het hulle 'n legende. Hulle sê wat gebeur het is, Satan het by die Here gekom en vir hom gesê, Here, ek wil nou nie stories aandra nie, maar Abraham het vir Isak 'n verjaarsdagpartytjie gehou. En dan sê die Here vir die Satan, ja, ek weet hy het. Dan sê hy, maar Here, hulle het groot partytjie gehou. En terwyl hulle die partytjie gehou het, daai dag, het hulle geen offer vir u gebring nie. En die Here sê vir Satan, ek weet, dis okay. En Satan sê, kom ons kyk of Abraham enigiets vir u sal offer. Kom ons kyk of hy vir Isak sal offer. En dan vra die Here dit vir Abraham. En dan is die vraag, as God van ons baie vra, wat's vir ons belangriker? Die gewer of die gawes wat hy gee? Wat's vir ons belangriker, die God wat gee of die goed wat God ook vir ons gee? As ons in ons lewens dink oor goed wat die lewe van ons vra, wat God van ons vra, wat ons Christendom van ons vra, dan moet ons vir onsself heeltyd sê, onthou hierdie 6 woorde. God is teenwoordig, hy sal voorsien. God is teenwoordig, hy sal voorsien, want dit is die enigste manier hoe ons die krisisse en die swaar en die moeilikheid en dit wat ons moet gee uiteindelik ook kan doen in ons lewens. God vra vir Abraham om sy enigste seun te gee, wat ek dink vir Abraham onmoontlik was, amper. Hierdie belofte wat God gehad het oor 'n groot nageslag, en nou moet hy hierdie kind wat hy gehad het gaan offer. Sy tong in die kies sê hulle, hoe oud was Isak toe Abraham hom gaan offer het? As lei af hy was 'n tiener, want dan wil enige ouer hulle kind sommer net weggee. As ons die som maak, was hy waarskynlik 'n bietjie ouer. Sy ma Sara is op 127 dood. Hy's gebore toe sy 90 was, en hierdie verhaal lyk dit of dit afspeel na sy reeds dood is. So hy is waarskynlik hier rondom tussen 27 en 35. Sê die slim ooms as hulle die som maak, maar ons is nie 100% seker nie. Waar Moria presies is, weet ons ook nie. Maar die belangrike uiteindelik is dat God vir Abraham vra en dat Abraham sê, hy sal dit doen. En dan kan ons na hierdie verhaal kyk, kan ons dit gaan lees, bietjie met Jesus se bril. En dan sien ons 'n klompie interessante goed raak. Hoe lank reis hulle na Moria toe? 3 dae. 3 dae wat ons ook weer in Jesus se verhaal kom hoor. Wie reis na Moria toe, na die offerplek toe? 'n Pa en sy seun. Dit wat ons ook beleef in Jesus se verhaal, God wat sy seun kom gee. In hierdie verhaal van Abraham is 'n donkie ook betrokke. Ons weet in Jesus se verhaal was daar ook 'n donkie betrokke. Die ongelooflike is dat Isak nie gesterf het op die offertafel, nie geoffer is in die Here nie, maar dat Jesus wel gesterf het in ons plek. Dat ons iets kan sien van God se voorsienigheid in dit wat hy van Abraham vra. En dit wat hy vir Abraham voorsien, dat hy self die offer gee. Dat hy uiteindelik sy seun gee, wat vir ons die offer is,
Wat meer kan mens van iemand vra as dat 'n ouer hulle kinders moet afstaan? In Hebreërs 11 sê die Hebreërs skrywer, hy sê Abraham het geglo, en toe hy op die proef gestel is, het hy Isak as offer afgestaan. Ja, hy wat die belofte ontvang het, vir wie gesê het, uit Isak word vir jou nageslag gebore, hy het reg gestaan om sy enigste seun te offer, want hy was daarvan oortuig, dat God by magte is om hom uit die doodheid op te wek. Waaruit Abraham ook vir Isak, om het so te stel, terug ontvang het. Abraham het geglo dat God die onmoontlike kan doen. Hy het waarskynlik geglo dat God hom uit die dood kan opwek. Ek glo hy het beslis as 'n pa gehoop en gewens dat die Here 'n ander lam, 'n ander dier sou gee om te offer, wat God uiteindelik ook gedoen het. Wanneer God baie van ons vra, moet ons leer om met God te vertrou. Moet ons leer om uiteindelik aan God vas te hou, aan sy voorsienigheid, aan sy genade, aan hy wat op 'n manier vir ons oplossings gee, wat ons as mense nie altyd kan uitdink. Joseph Bailey is 'n man wat 'n hele klomp boeke geskryf het oor lyding en dood. Hy het 'n klomp hartseer in sy eie lewe beleef. 3 van sy kinders is oorlede. Hy en sy vrou het 'n 18-jarige baba of 18 dae oue baba verloor. Hulle ander seentjie op 5 jaar as gevolg van leukemie. En op 18-jarige ouderdom is hulle oudste seun in 'n ski-ongeluk en hy is uiteindelik daarna dood. En toe sy alle 18-jarige was op daai stadium verloof aan 'n meisie. En toe hy dood is, toe die jong dame verskriklik bekommer oor haar aanstaande skoonouers. En sy gee vir hulle 'n gedig wat haar baie bemoedig het om hulle ook te bemoedig. En dis 'n gedig wat Dietrich Bonhoeffer in 1945 geskryf het. Should it be ours to drain the cup of grieving, even to the dregs of pain at thy command, we will not falter, thankfully receiving all that is given by thy loving hand. En dan later in sy lewe skryf Joseph Bailey 'n boek, The Heaven. En hierdie gedig sit hy daarin om mense te bemoedig en te versterk, en hy vertel hoe dit hom ook versterk het. En 'n hele paar jaar na die boek gepubliseer is, kry hy 'n brief van 'n dominee wat in Massachusetts gewerk het. En die dominee vertel hy het hospitaalbesoek gedoen by 'n baie oud dame, en om een of ander rede het hy die boek by hom gehad, want hy het hom gelees, en hy dink toe vir homself, hy gaan hierdie boek vir die tannie gee, en hy gee hom vir haar. En die volgende oggend bel sy hom en sy sê vir hom, sy het die hele nag deur die boek gelees. En dit was vir haar 'n ongelooflike groot stuk troos. Maar sy wil vir hom vertel wie sy eintlik is, want hy het geweet wie sy is. Sy was 'n lidmaat by sy gemeente, en hy het haar naam geken, Maria von Weidemeyer. Hy het geweet dat sy na die Tweede Wêreldoorlog uit Duitsland uit geïmmigreer het. En dan vertel sy vir hom dat sy, Maria von Weidemeyer, was Dietrich Bonhoeffer se verloofde op die tyd toe hy dood is. En dan skryf die ou in die brief, dan sê hy, this poem came from Bonhoeffer to Maria, from Maria to another grieving fiancé, from this fiancé to a parent of the one she loved, from this one back to books for other hurting people, and through a friend back to Bonhoeffer's Maria, as she lay dying in a Boston hospital. Partykeer maak God kringe toe op maniere wat ons nie verstaan. Partykeer vra God van ons goed wat vir ons onmoontlik klink, onmoontlik lyk, onmoontlik erg is. Vra vir God vir ons baie, en wat dan? Dan hou ons aan glo. Dan hou ons aan vashou aan die God wat meer vir ons gegee het as wat ons ooit vir hom kan teruggee. Hou ons vas aan 'n God wat vir ons uitkoms bied, waar ons as mense dit nie altyd kan sien. C.S. Lewis sê om 'n dag, of om op God te vertrou, is om elke dag van vooraf te begin, asof nog niks gedoen het. So tong in die kies sê ons vir kinders as hulle swat, vir al die matrieks, jy moet swat asof jy nie geleer het nie, jy moet bid asof jy moet swat asof jy nie gebid het nie, jy moet leer asof jy nie geswat het nie. Dis uiteindelik hoe ons vashou aan God, met ons die hele wese, met alles wat ons het, en ons gaan nie altyd alles verstaan. Ons gaan nie altyd weet waar daai uitkoms vandaan gaan kom nie. En tog as ons terugkyk op ons lewe,
kan ons sien dat God wel vir ons voorsien. Dat God wel vir ons krag gee in daai onmoontlike tye. Dat God vir ons hoop gee in tye wat verskriklik donker lyk vir die wêreld. Dan herinner ons mekaar in Psalm 23, ja, selfs al gaan ons deur 'n dal van doodskade, al gaan ons deur tye van donkerte, die Here is nog steeds by ons. Dallas Willard het hierdie oulike uitdrukking gehad, gesê, I found God's address. It's not in heaven, it's at the end of my rope. As God baie van ons vra, dan vertrou ons meer op hom. Dan hou ons net meer vas aan sy beloftes, meer vas aan 'n God wat genadig en groot is. As God baie van ons vra, dan leef ons nie uit eie krag nie, maar leef ons uit die krag wat hy vir ons gee. Amen. Hemelse Vader, dankie dat ons in u krag en in u genade kan lewe. Dankie dat ons 'n verhaal kan lees van Abraham waar u die onmoontlike van 'n mens vra en voorsien. Dankie Here dat ons die verhaal kan ken van Jesus Christus, van u wat mens word. U wat alles gee in ons plek, dat ons aan u kan behoort. Ons wat sondige mense is. Here, mag ons hierdie genade aangryp en in dankbaarheid vir die lewe. En Here, wanneer dit vir ons voel of die lewe die onmoontlike goed van ons vra, of daar baie van ons gevra word, baie van ons geëis word, mag ons net meer en meer aan u vashou, meer en meer op u vertrou. Ja, Here, selfs al sien ons nie uitkoms voor ons nie, al raak ons eie planne op, mag ons onthou, u is die Almagtige, die skepper van hemel en aarde. Maar hy is ook die teenwoordige God met ons. Ja, die God wat in die Bybel genoem word, Abraham se vriend. Jesus wat vir sy disippels sê, julle is my vriende, julle is my broers. Mag ons so aan u vashou. En ek bid, Here, dat elkeen wat hier is, elkeen wat die woord hoor, dat hulle daai voorreg en daai vreugde sal hê om u teenwoordigheid in hulle lewens te sien en te beleef. Here, dat hulle sal vashou in vertroue aan u. Dankie dat ons ook in hierdie tyd vir ons land kan bid. Here, ons is maar bekommerd as ons gerugte hoor van onluste en onrus, van onverdraagsaamheid. Here, van probleme wat mense self skep. Gee u vir ons genade en vrede. Mag daar op 'n bonatuurlike wyse, Here, in mense se harte rustigheid kom, dat hulle vir mekaar ruimte sal gee. Ja, Here, vir ons regering, dat hulle sal doen wat reg is. Here, dat hulle met integriteit sal optree. Ons weet nie altyd wat die antwoorde is nie. Maar ons weet, Here, dat u God is en dat u hier is. Dankie dat ons op u kan vertrou. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Mag die Here jou seën en jou beskerm. Mag die Here sy aangesig oor jou laat skyn en jy jou vrede gee. Mag die Here jou gebede verhoor en mag jy altyd weet, hy is teenwoordig. Amen.